Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien so op 'n vars, vroeë maandagooggend. Dat ons so bymekaar kan wees so op 'n maandagooggend. Is Pinksterfees en wat 'n voorreg om in die naam van die Here bymekaar te kan kom. Mag die Here ons seën as ons vanmôre verder stap rondom die muur van Jerusalem, as ons deur die verskillende poorte ingaan. Mag die Here ook in ons geloofslewe vanmôre ons weer net herinner, net weer op hierdie tog vat, net weer 'n ontdekking maak en dat ons ook vanmôre net weer sal besef hoe groot die Here is. Ek wil vra, kom ons sit so, dan gaan ek vir ons saam net 'n gebed doen. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Here, dat ons U naam kan aanroep. Heilige Gees, ons vier Pinksterfees waar ons U teenwoordigheid, U uitstorting en die inwoning in ons lewens vier. Heilige Gees, sonder U kan ons nie leef nie. Sonder U kan ons die woord nie verstaan nie. Sonder U kan die woord nie inslag vind in ons harte nie. Sonder U is ons geloof ook niks werd nie. En daarom dank ons U dat ons, Heilige Gees, onder U leiding vanmôre hierdie gedeelte kan oopmaak. Toe U dit geïnspireer het, ja Here, het U ook ons in gedagte gehad. En ons wil vra dat U dit vanmôre vir ons sal uitlê. Dat ons harte sal resoneer met hierdie woorde in Nehemia. Dat as ons na hierdie poorte kyk, dat U vanmôre ons harte sal vul en van opgewondenheid sal laat klop. Maar Here, ook dat hierdie geloofsreis vir ons vanmôre 'n geloofsreis sal wees waar ons ook in ons geloof ons verhouding met U verdiep. Ons wil dit vra, Jesus, in U naam alleen. Amen. Broers en susters, ek wil vra terwyl ons, kom ons staan, dan sing ons een lekker lied saam. Dis lied 175, een van my gunsteling liedere, en dis Majesteit. Ek wil vra, kom ons sing hom 2 keer deur. Majesteit, lied 175, kom ons staan, dan sing ons hom lekker saam. Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak vir oggend. Ons gaan saam lees net 2 verse. En dis uit Nehemia uit, Nehemia hoofstuk 3. Die eerste vers wat ons gaan lees is vers 6 en die tweede vers wat ons gaan lees is vers 13.
Nehemia hoofstuk 3, vers 6 en vers 13. Kom ons raak stil. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word. Ons dankie Here dat ons U kan aanroep vanmôre met die woord voor ons oop. Heilige Gees, kom breek vanmôre vir ons hierdie teksgedeelte, hierdie 2 verse oop. As ons vanmôre kyk na die ou poort en ons kyk na die dalpoort, Here, kom wys vir ons vanmôre wat U wil hê ons hierin moet raak sien. Ja, Here, hier 2 poorte wat deel was van die muur rondom Jerusalem, 2 van hierdie poorte wat onder Nehemia se leiding herbou is in 52 dae. Mag ons vanmôre ook deur hierdie poorte stap en tot nuwe insig, tot nuwe wysheid, tot nuwe goddelike wysheid gelei word. Ons bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons skriflesing vanmôre in Nehemia hoofstuk 3, vers 6 en dan ook vers 13. Ek het net sommer vir interessantheid wil ek vers 5 lees. Dit gaan nou nie deel wees van ons preek nie, maar in ons Bybelskool het ons op 'n stadium hierdie vers gelees en ek wou dit net sommer uitlig. Ek lees gou vir daardie vers. Die volgende stuk is herstel deur die mense van Tekoa. Maar hulle vooraanstaande mense was nie gewillig om swaar werk te doen vir die Here nie. Ek het sommer net gedink, dit was 'n stukkie wat uitstaan as jy kyk na die bou van die muur van Jerusalem, en jy kyk onder Nehemia, is dit die enigste groep mense, hierdie vooraanstaande mense van Tekoa, wat nie wou bou aan die tempelmuur nie. Later lees 'n mens, die nie belangrike mense van die stam Tekoa het gebou aan die muur. Dit was net so 'n stukkie interessantheid, wat ek sommer gedog het, ek deel met u. Kom ons by ons teksgedeelte. Nehemia hoofstuk 3 vanaf vers 6. Jojada, seun van Paseach en Mesulam, seun van Besotja, het die ou poort herstel. Hulle het die houtwerk klaar gemaak en die deure, die skeniere en die sluitbalke ingesit. En dan gaan ons daarna vers 13 toe. Die dalpoort is herstel deur Hanun en die inwoners van Sanoag. Hulle het die poort herbou, sy deure, skaniere en sluitbalke ingesit en die stuk muur van 450 meter tot by die Vullispoort gebou. Nou broers en susters, ons sit vanmôre ons tog rondom die muur van Jerusalem voort. Ons het gister begin met hierdie Pinksterreeks waar ons bietjie kyk na die verskillende poorte in die stadsmuur rondom Jerusalem. En verlede week of gister het ons na die eerste 2 poorte gekyk. Ons het na die Skaappoort gekyk en ons het so bietjie gekyk na die Vispoort. En vanoggend gaan ons aan en ons kyk baie spesifiek na die ou poort en ons kyk ook vanmôre na die dalpoort. Nou ek wil onmiddellik begin met die ou poort. Nou daar's 'n paar interessante goed as jy kyk na die ou poort wat 'n mens moet oplet en wat so 'n bietjie uitstaan. Nou die eerste ding is die ou poort is heel moontlik die heel eerste poort wat ooit gebou is in die muur van Jerusalem. Hy vorm deel van die eerste muur rondom Jerusalem wat Salomo gebou het. Jare terug, baie jare terug toe die tempel gebou is en die eerste muur rondom Jerusalem, nog voordat Nehemia die muur gebou het Salomo 'n muur gebou. En die ou poort was heel moontlik die eerste poort wat in hierdie muur gebou is. Die tweede belangrike ding is hierdie muur se naam was ook die Breë muur gewees. En die rede was die muur was breër as ander gedeeltes van die res van die muur rondom Jerusalem. Omdat dit 'n baie kwesbare deel van die stad was. Ons gaan later daarby kom. En dan natuurlik lê hy ook so aan die weste kant van Jerusalem is hierdie ou poort gebou. Nou die naam ou poort is ook nie net 'n toevallige naam nie. Die naam ou poort is ook nie net omdat die poort een van die eerste poorte was nie. Die doel van hierdie poort en ook in Salomo se tyd was om elkeen wat deur hierdie poort ingaan te herinner aan die ou weë van die Here en aan die weg van wysheid. So die ou poort, as ons vanmôre daarna kyk,
is dit die belangrike faktore waarna ons kyk. Die ou poort is die poort wat mense wat daardeur moes trek, moes herinner aan die ou weë van die Here. Die Engels praat van the ancient of days en die weg van wysheid. Nou ek lees 'n storie so 'n hele paar jaar terug van die baie bekende filosoof Aristotel. Ek weet nie wie van julle van hom gehoor het nie. Maar daar word 'n storie vertel van Aristotel wat eendag besig was om te studeer en die volgende oomblik in sy studeerkamer kom daar so 'n arrogante jong man by Aristotel aan. En hy sê vir Aristotel, hy dring so half by hom aan. Hy sê: "Groot meester, ek dring aan op wysheid." En dan vertel Aristotel het hierdie jong man so gekyk en niks gesê nie en net so uit sy studeerkamer uitgeloop. En nie ver van sy studeerkamer af nie was daar 'n spruit wat verbygeloop het. En hy vat hoe hierdie jong man so borsdiepte in die spruit in. En dis die eerste keer wat Aristotel toe praat en hy sê vir hom: "Jong man, wat soek jy?" En die jong man sê: "Ek dring aan op wysheid." Nou vertel hulle Aristotel was 'n redelike groot, frisgeboude man. Hulle sê die volgende oomblik gryp hy hierdie jong man so agter die nek en hy druk sy kop so in die water in en hy hou hom daar. Die mannetjie begin so spartel. En so op 'n stadium los hy hom en die mannetjie kom so op en hy so 'n bietjie verboureerd en hy stak so na sy asem en Aristotel vra vir hom: "Jong man, wat soek jy?" En hy sê weer arrogant: "Ek dring aan op wysheid." En 'n tweede keer gryp Aristotel hom so agter die kop en hy druk hom so onder die water in. En die mannetjie na so rukkie spartel weer so uit en hy snak nog dieper na sy asem en Aristotel baie kalm vra vir hom: "Jong man, wat soek jy?" En die jong man sê: "Groot wysgeer, ek dring aan op wysheid." En 'n derde keer vertel hulle gryp Aristotel hom so agter die nek en hy druk sy kop so onder die water in en hy hou hom daar. En hy kan agtervoel hierdie ouetjie begin toe nou ernstig smag na asem en toe om die derde keer so oplos, begin die man so na asem snak en Aristotel vra vir hom: "Jong man, wat soek jy?" En hy sê: "Asem. Groot meester, ek soek asem." En Aristotel sê toe vir hom: "Die dag as jy wysheid smag na, soos jy nou na asem smag, sal jy ware wysheid in die lewe vind." En dit is waaroor hierdie ou hek gaan. Hierdie ou poort, hierdie poort wat aan die weste kant in die stadsmuur van Salomo geleë is, gaan oor die smagting na wysheid. Maar nou is die vraag, wat is wysheid? Jy weet, almal van ons sal sê ons soek wysheid. Nou ons ken die definisies van wysheid en nie almal ken daai grappie wat hulle sê, die verskil tussen kennis en wysheid is, kennis is om te weet tamatie is 'n vrug. Wysheid is om te weet jy gooi nie 'n tamatie in 'n vrugteslaai nie. Dis die verskil tussen wysheid en kennis, maar wat is wysheid? Wysheid, na my mening, bestaan uit 3 goed. En al 3 faktore in wysheid moet op dieselfde tyd in waarheid kom en in beweging kom, sodat 'n daad 'n wyse daad sal wees. Wysheid is om die regte ding op die regte tyd vir die regte rede te doen. Ek gaan dit weer sê. Wysheid is om die regte ding op die regte tyd vir die regte rede te doen. En as jy die Bybels oop het, wil ek vra dat jy saam met my na 'n stukkie toe blaai in die Bybel. 'n Stukkie oor wysheid. As jy nie die Bybel het nie, gaan ek dit graag net vir u lees. Dit is 'n gedeelte uit die boek 2 Kronieke uit. 2 Kronieke hoofstuk 1. U ken eintlik hierdie gedeelte baie goed. Ons ken hierdie verhaal eintlik baie goed. Dit gaan oor Salomo. Die Here verskyn aan Salomo en dan vra hy vir Salomo: "Salomo, wat begeer jy in die lewe? Salomo, wat is jou grootste begeerte?" 2 Kronieke hoofstuk 1 vanaf vers 7. Dit is net nadat sy vader Dawid oorlede is, hy het die koningskap nou gekry en nou kom die Here en dan lees ons hierdie gedeelte. 2 Kronieke 2 vers 7. Daardie nag het God aan Salomo verskyn en vir hom gesê: "Vra wat ek jou moet gee." Salomo sê toe vir God: "U het groot trou aan my vader Dawid bewys en my in sy plek koning gemaak. Vervul nou, Here God, u belofte aan my vader Dawid, want u het my koning gemaak oor 'n volk so baie soos die stof van die aarde." En dan hierdie vers 10. "Gee my nou wysheid en kennis, dat ek hierdie volk reg kan lei,
Want wie kan uit homself hierdie groot volk van U reg regeer? Nou broers en susters, vir my is dit die samevatting van wysheid. Salomo kom en die Here vra vir Salomo, Salomo, wat kan ek vir jou gee? Wat begeer jy met jou hele hart? Wat is die smagting van jou hart? En later as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons die Here sê vir Salomo, jy het nie geld gevra nie, Salomo. Jy het nie 'n lang lewe gevra nie. Jy het nie gevra dat jou vyande verdelg word nie. Jy het wysheid gevra en dit gee ek vir jou en saam met dit alles. Maar let op wat vra Salomo. Hy sê, Here, gee my nou die wysheid en kennis dat ek hierdie volk reg kan lei. En daarom wil ek vanmôre sê, die weg van wysheid is om die regte ding op die regte tyd vir die regte rede te doen. Want dit is hierdie einste Salomo wat hierdie eerste muur bou, wat die ou poort wat herinner aan die weg van wysheid wat hom daarin bou, met die smagting in sy hart na wysheid, om die regte ding op die regte tyd vir die regte rede te doen. Kom ons kyk daarna. Wat beteken dit om die regte ding te doen? Wat beteken die regte ding in jou lewe? Jakobus 4 vers 17 sê, hy sê die volgende, as iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, is dit sonde. Jakobus 4 sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, dan is dit sonde. Nou ek het 'n studie gelees 'n rukkie terug, waar hulle 'n vraelys aan mense gestuur het, en toe vra hulle vir mense, en dit pas baie mooi in hierdie woke kultuur waarin ons leef. Hulle vra toe vir mense, wat bepaal gesag in jou lewe? Wat leer jou wat reg en verkeerd is? En hier is die statistiek, hulle verwerk toe die vraelys. 16% van die mense het gesê, hulle gebruik die Bybel, die woord van God, om vir hulle te sê wat reg en verkeerd is. 39% het gesê, hulle gebruik ander geestelike boeke, dagstukkieboeke, mooi aanhalings wat hulle kry, dalk buite Bybelse bronne. 39% sê, hulle gebruik buite Bybelse of ander geestelike materiaal om te bepaal wat reg en verkeerd is. Eintlik maar die opinie van mense. 45% het gesê, ek self bepaal wat die regte ding is en wat die verkeerde ding is. En dan lees ons hierdie woorde in Hosea 4 vers 6 wat sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat jy sien om die regte ding in die lewe te doen, het jy 3 belangrike dinge in jou lewe nodig. Om die regte ding te doen, het jy kennis nodig om te weet wat is die regte ding. Tweedens, het jy die wil nodig of die dissipline om die regte ding te doen. En 3, jy het gebed nodig. Jy het nodig om jou gedagtes te kondisioneer, jou aandag te fokus op die begeerte om die regte ding te doen. Nou ek het aan die begin vir julle gesê, en hier gaan dit oor om die regte ding te doen, moet jy kennis hê. Nou, ek het aan die begin gesê, die muur waarin hierdie ou poort geleë is, het bekend gestaan as die breë muur. Nou die vraag is, hoekom die breë muur? En ek het vir julle gesê, die muur is op hierdie pad, op hierdie deel, breër gebou as die res van die muur van Jerusalem. Die rede is, dit is die deel van die muur wat die swakste beskut is. Dit is die deel van die muur waar eintlik min reisigers ingekom het. So daar was nie altyd so baie wagte nie. Dit was nie so beskut deur natuurlike faktore soos die noord en die suid en die ooste kant van Jerusalem waar daar berge was en allerlei ander goed wat natuurlike vestings teen vyandgebied het nie. Die weste kant van Jerusalem was so bietjie meer in die oopte en onbeskut en daarom het hulle die muur breër gebou. Salomo het kennis gehad om te weet dat hy hierdie muur breër moet bou. Om die regte ding te doen, het hy 'n sekere kennis nodig gehad. Nou wat interessant is, as jy die boek Nehemia lees, dan sien 'n mens dat elke keer wanneer die volk bymekaar gekom het,
het hulle geleer wat is die regte ding om te doen deur kennis op te bou. Esra en Nehemia het vir hulle uit die wetboek uit voorgelees. Keer op keer wanneer die volk bymekaar gekom het, keer op keer wanneer hulle fees gevier het Nehemia en Esra die kennis van die volk uitgebou deur vir hulle voor te lees uit die wetboek uit. Broers en susters, hoe kan ons weet wat die regte ding is om te doen as ons nie die regte ding ken nie? En dit is waar wysheid begin. Spreuke sê, wysheid, kennis begin met die dien van die Here. Maar die tweede ding wat jy nodig het, is jy het kennis nodig, maar kennis kan net hier sit. Jy het die wil en die dissipline nodig om die regte ding te doen. Jy kan nie net die regte ding wil doen nie, jy moet die wil hê om die regte ding te doen. Dissipline en wil is geweldig belangrik hierin. Ek dink dit is waar ons geloof baie keer die punt mis en wysheid. Ek het gedink aan die verhaal van Dawid. Ek dink nie Dawid was 'n aap gewees nie. Ek dink Dawid het kennis van die Here gehad en Dawid het insig gehad in die Here, maar die oomblik toe Dawid sy wysheid verloor en hy begin met Batseba betrokke raak, het sy lewe uitmekaar uitgeval. Want jy sien, om die regte ding te doen, beteken dat jy die kennis wat jy het, die wil moet hê om dit toe te pas. En dan derdens, gebed. Jesus leer sy disippels die Onse Vader gebed en sê, so moet jy bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, sodat jy jou dag kan begin en afsluit om te sê, Here, help my om te fokus, om die regte ding vandag te ken en te doen. So die eerste stap van wysheid is om die regte ding te doen. Daarvoor het jy kennis nodig, jy het die wil nodig om die regte ding te wil doen, en jy het gebed nodig om jou te lei. Nou gaan ons verder met wysheid. Wysheid is om die regte ding te doen, op die regte tyd te doen. Nou ek wil vir julle 'n stukkie lees en ek is altyd 'n gedeelte wat ek graag vir jong mense wil lees. En dit kom uit Prediker uit. Wysheid is om die regte ding op die regte tyd vir die regte rede te doen, die regte tyd. Prediker 3. Elke ding in hierdie wêreld het 'n vaste tyd. Elke ding het 'n tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek. 'n Tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans. 'n Tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n Tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk. 'n Tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Sien, die tweede ding van wysheid is om die regte ding op die regte tyd te doen. En vir my mooi hier is daar is 'n tyd om stil te bly en daar is 'n tyd om te praat. Vir jong mense, daar is 'n tyd om te omhels en 'n tyd om van omhelsing weg te bly. Jy sien, die geheim van wysheid is dat ons die tydsberekening leer om watter aspekte van ons lewe en van ons samelewing in watter tye inpas. Daar is sekere dinge, broers en susters, en dit sê ek graag vir jong mense, wat die Here gemaak het, wat bedoel is uitsluitlik vir die huwelik. Sou jy daardie tydsberekening van God breek jy die orde van wysheid van God. En so is daar 'n tydsberekening vir God vir alles in ons lewe. So is daar 'n tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly. Jy kan die regte ding op die verkeerde tyd sê en dan is dit nie meer reg nie. Jy kan die verkeerde ding op die regte tyd sê en dan is dit ook nie reg nie.
En daarom die tweede aspek van wysheid is om aan te leer wat die tydsberekening van die Here is. En ek wil vir julle nog 'n stukkie lees, 'n gedeelte uit Psalms uit. Psalm 1 vers 3. Praat van die man wat langs 'n waterstroom geplant is. Hy sê, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdelg nie. Dis iemand wat in die woord van God sy vreugde vind. Hy is soos iemand wat langs waterstrome geplant is. Iemand wat die woord van God absorbeer en op die regte tyd vrugte dra. Wysheid is die regte ding op die regte tyd vir die regte rede. Dis die derde punt. Een van my gunsteling aanhalings van alle tye is Viktor Frankl wat gesê het, "He that has a why to live for can bear with almost anyhow." Vir my, "He that has a who to live for can bear with anyhow." My vraag is, as ons die regte ding op die regte tyd vir die regte rede doen, vir wie leef jy in hierdie lewe? Vir wie rig jy jou gedagtes? Om wie te behaag? Op wie rig jy jou dade? En op wie rig jy jou woorde? Want om die regte ding vir die regte tyd op die regte rede te doen, broers en susters, vra dat jy jou lewe wy aan iemand groter as jouself. Want dis wysheid. En hiermee wil ek hierdie poort vanmôre afsluit. Die ou poort. Jy sien, die ou poort in die stadsmuur is nie net 'n argeologiese bevinding of 'n historiese monument nie. Die ou poort het 'n geweldige diep geestelike betekenis in elkeen van ons se lewe. Want dit is 'n oproep om ons weer ondergeskik te stel aan die gesag van goddelike wysheid in ons lewe. Die wêreld vandag wil baie deure van alternatiewe wysheid vir ons oopmaak. Die wêreld wil allerhande deure van menslike wysheid en wokeness en liberale denke aan ons kom oopmaak en sê, ag weet jy, anything goes. Maar dan sê die Here, vir die wat deur die ou poort loop, is dit 'n herinnering om jouself te onderwerp aan gesag van goddelike wysheid in jou lewe. Dis die ou weg, en ek wil vra dat u hier vir u 3 vrae vra. Die eerste vraag, wat beteken die ou poort vir jou? 2, watter gebied van jou lewe kort jy meer wysheid in? En 3, hoe kan jy die stem van goddelike wysheid beter hoor teenoor die stem van die roep van die wêreld? Dis die ou poort. Die ou poort loop aan na die dalpoort toe. En dis die tweede poort waarby ek kortliks wil stil staan vanmôre. Die ou poort fokus op wysheid, die ou wee van wysheid van die Here. Die dalpoort volg op die 2 belangrike dinge wat 'n gelowige nodig het in sy lewe, wat by wysheid aansluit. Nou, net interessant oor die dalpoort. Die dalpoort is aan die suidweste kant van die muur van Jerusalem. Nou, hier's 'n baie interessante ding, en ek het mooi gaan oplees daaroor. Die dalpoort wys in die rigting van Egipte. Jy moet dit gaan nalees. Die dalpoort is suidwes gebou en suidwes wys na Egipte, en daar's 'n baie spesifieke rede daarvoor. Jy sal onthou, ons praat altyd van die dag toe Moses die volk Israel uit Egipte uitgelei het, praat ons van die Exodus gebeure. Ons praat daarvan baie keer as die eerste Exodus. Maar daar het ook 'n tweede Exodus plaasgevind onder Esra en Nehemia, wat in ballingskap was in Babilonië en wat weer teruggekom het na Jerusalem, die gebied in Kana wat die Here aan hulle beloof het, en dit staan bekend as die tweede Exodus. En daarom wys die dalpoort in die rigting van Egipte. En ek wil hier na 'n teksgedeelte toe vat, 'n baie interessante en 'n pragtige teksgedeelte, oor wat die bedoeling was en die gedagte
wanneer jy deur die dalpoort loop. Want ek kan nou vir u sê, die dalpoort word geassosieer met twee belangrike deugde van 'n gelowige. Ons het nou net gepraat van wysheid. Wysheid lei na twee deugde in 'n gelowige se lewe: eenvoud en nederigheid. Hoor wat lees ons in Deuteronomium hoofstuk 8 vers 2. Dis die laaste gesprek wat Moses het met die volk Israel. Hy sê vir hulle, praat nou oor die Exodus gebeure, die tyd in die woestyn. Hy sê, jy moet onthou hoe die Here God jou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy sê, jy moet onthou die eenvoud waarmee jy tevrede was in die woestyn. Hoe die Here jou gevoed het met eenvoudige goed. Kwartels, manna en water. Jy moet onthou hoe jou klere vir 40 jaar nie geslyt het nie. Goed wat eenvoudig is. En dan gaan hy aan. Hy sê, hy het dit gedoen om jou nederig te laat word. Dis die tweede deeg. So wanneer jy kyk na die dalpoort en jy dink aan jouself, hy wys in die rigting van Egipte, dan kom hierdie Exodus gebeure eers by jou op. Jy moet onthou die eenvoud waarmee die Here jou gelei het. En 2, hy het dit gedoen om jou nederig te hou. Nou as jy gaan kyk na die dalpoort, al die ander poorte rondom Jerusalem was baie mooi versier. As 'n ou gaan kyk na so 'n bietjie die argeologie. Van hulle is oorgetrek met die pragtigste beelde en goud en allerlei goeders is brons is aan hierdie poorte gekoppel, behalwe die dalpoort. Die dalpoort het so bietjie uitgegaan in die Hinnom vlakte in, maar ook daar was 'n afgrond nie ver daarvan af nie. So om by hierdie poort in te gaan, kon jy in die eerste plek nie baie besittings en baie goed saam met jou dra nie, omdat dit so onherbergsaam was om deur hierdie poort in Jerusalem in te kom. En dit was 'n simbool van eenvoud. Om met eenvoud deur die lewe en deur hierdie poort in te gaan. Broers en susters, eenvoud in ons lewe is alles behalwe 'n deeg. Gaan kyk 'n bietjie in die huis oor hoeveel onnodige goed ons het. Dink terug aan die jonger dae, hoe ons die dinge van die lewe nagejaag het en nie die eenvoud van die lewe nie. En dit is wat hierdie poort ons herinner, om terug te gaan na die eenvoud van die lewe. Ek onthou 2 jaar terug, doen ek met die belydennisklas eendag 'n tema oor nederigheid en oor hoe baie of eenvoud oor hoe baie goed ons het. En ek sê toe vir my belydennisklas, ek sal dit nooit vergeet, ek sê toe vir hulle, gaan kyk nou as julle vandag huis toe gaan kyk bietjie in julle kas. Hoeveel klere is daar wat jy die hele laaste jaar nooit aangehad het nie? En ek voel toe, broers en susters, ek het hier 'n punt beet en ek het my belydennisklas hier aan die kort hare beet. Ek spreek nou hier tot hulle toe. En ek sê vir hulle nou, gaan kyk jy in jou kas, hoeveel oorbodige klere en skoene jy het, hoeveel klere jy die laaste jaar nie aangehad het nie. En dan vat jy nou iets van daai van jou, wat jy nou so bergend te veel van het, en jy gaan gee dit vir iemand. En een van die belydenisseuns kyk my so, en hy sê vir my, Dominee, ek het 'n vraag. En ek sê, ja Sebastian, hy sê, hoeveel pare fietsryskoene het Dominee? En ek doen so vinnige telling en ek sê vir hom, vergeet van eenvoud. Broers en susters, gaan vra vir jouself bietjie in jou lewe, leef ek in eenvoud, of soek ek na al die glans van die lewe? Want as ons die pad van wysheid stap, dan kom jy al hoe meer in jou lewe agter, hoe belangrik eenvoud in die lewe is. En dan die tweede ding, is nederigheid. Mac Davis sing 'n liedjie, en die liedjie begin so, hy sê, "Oh Lord, it's hard to be humble, when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror, I get better looking each day." Nie of ken nie die liedjie nie. Ek onthou so klein seentjie het my pa altyd hierdie liedjie gespeel, hy was toe 'n groot treffer gewees, en ek het baie by myself gedink, wat beteken nederigheid?
Want hierdie dalpoort gaan oor eenvoud en nederigheid. En ek wil vir jou 'n aanhaling lees van Rek Brown, wat nederigheid vir my die mooiste beskryf. Hy sê nederigheid is nie iets wat 'n mens self met wilskrag kan bereik nie. Hy sê ander mense kan jou ook nie nederig maak nie, alhoewel hulle jou kan verneder. Daar is ook nie spesifieke dade wat 'n mens kan doen en dit dan nederigheid kan noem nie. Nederigheid is eerder 'n kwaliteit wat alles kleur wat 'n mens doen. Dit is 'n kenmerk van die Christelike leefstyl. Dit is 'n gawe van God waaroor 'n mens moet vra. Dit is 'n geskenk wat jou gelukkig maak, maar nie noodwendig gewild nie. Nederigheid is nie iets wat natuurlik kom na mense toe nie. Nederigheid is 'n gawe wat jy vra van die Here. 'n Gawe wat die Heilige Gees in jou bring. Nederigheid beteken nie om niks van jouself te dink nie. Nederigheid beteken om net minder aan jouself te dink. Daarom wil ek vanmôre afsluit met hierdie laaste poort. En vra dat as ons vanmôre deur die dalpoort gaan, ons in die eerste plek al ons trots, ons eie waarde, bedoelende dit wat ek oproem in myself, by daardie dal sal los en die eer aan die Here sal bring. Want nederigheid begin by die besef van genade. 2. As ons deur hierdie dal gaan, wil ek vra dat ons vir 'n oomblik ons materialisme by die poort sal los. En weer sal onthou die eenvoud van die lewe. Die geluk van eenvoud in die lewe. En dan my laaste gebed. As ons dink aan eenvoud en ons dink aan nederigheid, mag ons die Christus karakter in ons harte dra. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre weer by die muur kan aandoen, by hierdie 2 poorte. Die ou poort, Here, van wysheid, en die meerste muur van Salomo. En Here, ons wil vra, help ons om te soek na die regte ding, op die regte tyd, vir die regte rede. Here, en dankie dat U ons vanmôre met wysheid kan lei. En Here, ons nie net los dat ons hierdie wysheid op ons eie manier ontdek nie, maar dat ons dit Heilige Gees deur U inwoning kan ontdek. Dankie dat ons by die dalpoort kan stil staan. En net so 'n bietjie weer nadink oor nederigheid en die eenvoud van die lewe. As ons hier uitgaan, wil ons vra, Here, wees met ons, dat ons met wysheid, nederigheid en eenvoud U sal dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af vanmôre. Lied 464 en ons sing daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Lied 464, kom ons staan. Vers 1, o Heer my God, as ek in eerbied wonder. Vers 3, U seën word mens in ons gebroke wêreld. En vers 4, U maak ons deel van al die grootste werke. Lied 464, 1, 3 en 4.
Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.